Ons lees die oordenking vir 23 November uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se oordenking is Ken God se beloftes. Die teksvers uit 2 Korintiërs 1 vers 20 uit die 33-53 vertaling lees soos volg: Hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Everett R. Storms, 'n onderwyser in Kitchener, Kanada, het in 'n studie van meer as 'n jaar en 'n half, waar tydens hy die Bybel vir die 27ste keer deurgelees het, bevind dat daar 7487 direkte beloftes van God aan die mens in die Bybel verskyn. Dit is ongeveer 85% van alle Bybelse beloftes. Wanneer ons in die Bybel lees van die vervulling van God se beloftes, help dit ons om in moeilike tye moed te skep. Dit help ons om te vertrou en vas te klou en die beloftes ook vir onsself toe te eien. In Herbert Lockyer se omvattende boek oor Bybelse beloftes, All the Promises of the Bible, skryf hy dat daar beloftes in die Bybel is vir omtrent elke behoefte waaraan 'n mens kan dink, selfs vir dinge waaraan ons nie gedink het nie. Daar is beloftes vir die lewe nou en die lewe hierna, vir ons geestelike behoeftes, fisiese en sosiale behoeftes, en ook vir ons huwelike, nageslag en ons samelewing. Dawid het aan God se beloftes vasgeklou. Vir baie lang tye in sy lewe was daar geen teken dat enige van God se beloftes 'n werklikheid gaan word nie, maar hy het nooit moed verloor of opgegee of aan God getwyfel nie. In die Psalms, waarvan 73 uit Dawid se pen gekom het, word ons kort aan 'n belofte van God herinner. Ons moet weet wat 'n beloftes daar in die Bybel is, voordat ons dit kan opeis. Anders bly dit kragteloos vir ons. Here, dankie vir elke belofte in U woord. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.